vloek nie, tyd van ons is regtig ons straai. Maar hierdie tipe gister ook, is dat hy op Vrydag of Saterdag aand lekker te kuier saam met die manne, en dan so na kerk te gaan. Hierdie tipe mense is ook mense wat lekker skinder saam met die ander, en so na kerk te gaan. Hierdie tipe mense is ook waar wat lekker lelike goed van teeflikheid, lekker griesend goed, en so na kerk te gaan. Dan krijg jy die gister, wat ons eindelijk het sê is kinderschap. Wat streef na heiligdom en wil wat groei in die gees en in woord. Nou ek weet self, dit is nie lekker, ek kan onthou in my beginjare, die eerste 3 of 4 jaar wat ek maak vir die Here gegee, was het vir my bitter moeilik om van die goed af te staaf, wat vir my oopgemaak is. Ek is soos, jy hou net aan om alles te pret uit alles weg te val. Hoekom moet jy altyd met so'n negativiteit na alles kyk? Dis so ek na die Christene kyk op my mentors en die mense wat so lief was vir my en wat vir my nou gewys het, dat die goeders is nie deel van die kind van ons lewe. Ek kan onthou is verskriklik lief van movies kyk. Verskriklik. Ek het in 'n movie winkel gewerk wat 13 jaar uit was vir David vir 'n geld. So ek het konstant movies kyk. Ons nie so veel wat ek vertel het van die movie. En ek is tot vandag dat ek baie in die rol speel en acting maar ek het ook uitgevind dat ons goeie ding ook om in 'n goeie manier te doen. Want daai tyd het ek gedacht, I love Quentin Tarantino's horror films en heerlike movies wat vandag ek sou te kyk, maar daai tyd was dit vir my baie interessant en baie talentig kan ek nou maar sê. Ek het pas daar gesien. En onder andere was movies soos die kindermovies was vir my lekker om te kyk. Soos Shrek. Hierdie was nou een van die dinge wat gewees wat ek baie cool geraak het, was Shrek. Wie het al Shrek die groen maatjie kyk met die pypies op die oor? Okay, so dis oulike movie, right? Dis cute, nee, dis snaaks. En dit was entertaining. Ek het lekker gegil en ja. So wil ek maar dan sê van wat was baie goeders en symbolisme binne in die fliek wat Christendom maak. Julle syg net al die joy, maar hoekom moet julle so kyk na dit? Ek verstaan dit nie. Hoekom moet ons nou alles opgee? Ek meen, regtig dis 'n kindermovie, dis lekker, dis oulik. Hoekom moet jy die hele taal raak sien? Maar binne dit gebeur. Goed. Die woord sê in 1 Petrus 2 vers 2 is moet op woord gegaan. Alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadwilligheid en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat hulle daardeur kan opgroei. Luister mooi wat sê dit. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Is dit melk wat ons drink, ouens? Is dit melk wat ons by 'n koe kry? Goeie melk, daai wat dan net uit die spene uitkom. Nee, dit is ook nie. Hy praat van die waarheid. Ons moet verlang na die waarheid. Ja, ons lewe in 'n nuwe era. Ons leef in, ek hoor baie mense, ons moet moderne lewe. Ons kan nie leef soos wat hulle geleef het in die ou tyd nie. Dis nie waarheid. Dis 'n lewe wat die vyand van eer vir ons ingegeede prentjies gee om ons nooit te laat lyk, en Christendom eintlik af te neem. God wil hê ons moet geestelik sterk word. Sodat ons verlang na hom, ons Jesus hy en wat hy vir ons in plek. En dit is nie maklik, dit is nie lekker wanneer jy wil, ek neem 'n babatjie, as hy genoeg nagehaal het en dan sê ek vir jou, hy het genoeg gehad, hy miskien bring nog op of so, dis nie lekker, sê altyd goeders wat lekker is, wat saam met gevaar gaan nie, hy sê staan die doek of wat ook al, en dit is nie lekker goeders nie, maar ons moet goeders afstaan. Om nader aan God te wees, ons dit moet doen, en ek weet dit is nie lekker nie, ek praat van ondervinding. Iets wat my die laaste ruk baie klaar,
is ouens in movies, en musiek, en die series, movies, goeders wat ons kyk, is scary. Dis bitterlik scary. Dis bitterlik scary wat ouers toelaat vir hulle kinders na te kyk. Ek werk by die skool en ek het so 'n bietjie ek het nou begin by die hoërskool ook, so ek werk met kinders van graad 8 tot 3. Julle, dis ek weet Liesel, ek weet julle bitter met julle. Vir kinders van die Here om in baie en baie met groot te kom en nog steeds sterk te staan in geloof as 'n kind van God. Dis nie maklik nie, baie kinders bitterlik kan hoor. Ons as Christene en die goeders wat ons toelaat vir ons kinders om na te kyk en te luister. Jy moet baie seker om hoor. Gaan kyk maar jy eers, jy gaan luister jy maar eers. Dis okay as jy kind kwaad is vir jou, dis okay as jou klein kind kwaad is vir jou. Dis okay. Jy gaan eerder dit moet doen voordat jy gaan toelaat dat daai kind by 'n plek uitkom wat nie die hemel is. Dis die ewigheid, dis nie nice nie. Die musiek, ouens, ek luister, ek gaan net 'n simpel voorbeeld boerepompie. Jy ken daai boerepompie. Jy ken dit al. Iewers moes jy dit al gehoor het, okay? Gaan luister mooi, wat is insinueer hy? Wat se woorde is agter wat dit is en dat sy my sê maar 7-8 jarige kind dat daai woord is. Wat se goed sit sy in haar mond? Wat spreek sy oor haarself? Wat laat ek toe as 'n ouer dat my kind sing? Die woord gaan verder en sê in 1 Korintiërs 9, ek het baie skrif, dat ek wil hê julle moet verstaan, dat hierdie goed is, ek sê dit nie net omdat ek julle wil bang maak of dis regtig wat in die woord staan. En hy praat met my dat ek is ook geneig om vinnig binne in die dinge in te val, want ek sê heeltyd betrokke tot jou. Jy moet die heeltyd jouself korrigeer. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê dit, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En wat vir my nou lekker uitstaan hierso is, wie van julle ken iemand miskien nog in die gesin of selfs julle kinders wat atlete is? Wie van julle het atlete in die familie? Nou het julle nou al gesien hoe dedicated is daai kinders en daai mense. Atlete wat regtig professioneel is. Hulle is dedicated. Kyk, hulle kyk wat hulle eet. Hulle kyk hoe hulle slaap. Hulle tel hulle kalorieë. Hulle maak seker hulle proteïene in. Hulle drink glad raak nie aan suiker nie. Daar's seker goeders wat hulle net nie doen. Wat vir so opvallend is, hoe in die Bybel hulle atlete as voorbeeld en 'n voorbeeld vir ons gebruik hoe ons moet wees, is dedication. Ons moet dedicated wees in ons hardloop, ons reis na die Here. So sal 'n atleet net voordat hy na 'n match toe gaan, kom ons vat 'n bokser byvoorbeeld, sal hy daai aand sulke steaks en ribs en chips en burgers, alles op een slag eet en milkshakes. Nee, hy sal nie, want hy weet, môre het ek geveg. Gaan hy laat slaap, gaan hy gaan party en gaan drink en gaan kuier tot 3 uur in die oggend of 4 uur in die oggend. Nee, hoekom nie? Want hy weet hy het 'n match. Hoekom? Wat is sy punt? Waartoe wil hy beweeg? Hy wil wen. Hy wil wen. Hy doen dit nie omdat hy net die eerste keer om my ou nog af te slag nie. Ons lekker as hy my slag nie. Hulle doen dit nie vir dit nie. Hulle doen dit want hulle wil wen. Hulle het 'n punt waartoe hulle wil bereik. Hy weet môreoggend gaan ek op 'n skaal, ek weet seker is met 'n sekere hoeveelheid weeg is hy 'n bietjie oor daai gewig is hy. Alby, jy kan nie fight vandag nie, dan wen die ander. En dan het hy nog nie eens hard gewig. Ons compare ons met atlete. Dit sê iets vir ons. Ons moet dedicated wees en ons moet regtig genuine kyk. Wat ons eet, wat ons drink, wat ons na kyk, waarna luister ons en waartoe gaan ons? Goed. Wie ken daai liedjie van Pasbogies wat ek sien? Ken jy dit? Ons leer dit as kinders, leer jy daai liedjie Pasbogies wat ek hoor en dan hoor jy dit. Daar's 'n rede hoekom ons daai gesin het. Ek het altyd van my ouers geskryf so veel waarheid in dit wat hulle gesin het geskryf. Ons doen nie meer vandag daai nie. As jy 'n atleet is, doen
doen jy goed is om 'n prys eendag te ontvang. Die Here sê ook hierso in die woord, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, so ons almal hardloop na punt, ons almal is Christene, ons almal sê ons doen, selfs die wat nou sê hulle is, maar jy kan sien hulle by hy op die Saterdag, so dit nie nee. Hulle is ook in die reis, hulle hardloop ook na rondreis, hulle reis hulle vir, het julle al gesien nie, 'n marathon-atlete, almal kry 'n medaille, om te sê hulle klaar gekom. Almal van hulle party kry omdat hulle eerste 50 is, verskillende keer of so. Here sê iets vir ons. Hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal. Dit beteken ons moet die wedstryd hardloop om prys te haal, om eerste te wees. Daar's nie in Christendom is daar nie ek is die beste Christen wat ek kan so en ek kan nie. Daar is nie so iets nie. Maar jy moet hardloop in disipelskap stap. Asof jy mond wil gaan, want hoekom is jy dan nie? Hoekom is jy dan in die eerste plek kind van God, as jy nie bereid is, om gelouter en afgestuur, en daai hoe mense sê, swakhede van jou, en jy sonde afgeswerp, en regtig skoon te kom. Hoekom doen jy dit dan? Hoekom wil jy in die eerste plek dan sê ek is 'n Christen, as jy nie bereid is, om die conviction daarvan te vat? God gee vir ons 'n voorbeeld van 'n atleet. En ek dink dis een van die beste voorbeelde wat ek kan vat, is van die dedication, en hulle is reg dedicated. Wat is jou doel? Wat is jou doel om te sê ek is dit van? Waarom doen jy dit? Is dit net om jou eie, net jou eie hart te streel, om lekker te voel, ja, jy weet, ek is 'n goeie mens, baie mense gebruik wat voor. Meeste van ons wil nie ophou om in te gee vir die vergeetes van die Gees. Ek kan onder andere sê, daar seker goed in my lewe gewees, en nog steeds, wat as ek myself kan kry, dan is ek weer bezig. Dat is lekker. Dit is lekker om ek gaan ons met die voorbeeld is muziek. Daai lekker muziek wat jy kom om so my lees, lekker, gaan. Maar is dit vir jou eie vlees? Is dit vir jou eie begeertes? En sê jy wel, maar dit sit my in 'n goeie mood, man, as ek eers daai song gehoor het, dan is ek vol krag en ek voel lus en ek voel gemotiveerd. Maar wat het dit enigiets met God uit te maak? Het jy self gevra, hoe verheerlik jy God in hierdie lied? Hoe verheerlik jy God in dit wat jy kyk? Moenie net deel raak van dit iets soos baie van die marathon hardlopers in 'n medaille kry wat hulle klaar gekom. Maar hardloop eerder om alles te gee, gedagte, onverdiend. Dink aan enige sport. Enige sport kan jy maar so compete. Ons moet dit doen. Ons maak ons baie keer foute en ons kry seer en baie van ons atlete hardloop en hulle het redelike beserings wat hulle opgedoen baie keer. En ek het al gehoor van mense wat so seer gekry het dat hulle vir maande nie meer iemand hulle van hulle lief is en wat hulle passie is nie. En as hulle terug ons beter as wat hulle was. Ek het al hoeveel getuienisse van dit gehoor. Ons sê leer jy hoekom, want baie keer luister jy nie en baie keer is jy oorywerig. En ons is kinders van God is regtig ons kan lekker oorywerig raak en dat ons baie keer mense in proses seer maak. Ons moet uithou en beter. Baie mense dink dat ons horrors en muziek, die las van woord of muziek, wat glad nie goed weer nie. Niks sal hulle gaan maak. Ek het al voor dat hulle sê, is net muziek. Is net muziek. Ons niks anders doen. Maar ons al voor dat sê, die woord van daar is kracht en jy sal wetenskap gee vir elke woord wat uit jou mond uitkom. Vir elke woord, ouwens, dis alles. Jy gaan vir Here sê, hoe met ek gesit, lekker behoor om te doen. En wat ook al hulle verder. Jy gaan sê, hoe met jy sê, wat is vir jouself. Dis ons op aarde gemaak van jouself. Om onsself te laat lekker kry.
dit het 'n geestelike impak op ons. Ons kan maar sê wat ons wil, dit belender ons dit, ons praat en wat ons doen. Ons na ander kyk selfs. In Romeine 10 vers 13 tot 17 sê dit, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is 'n lekker skrif daar. So ek kan nou vanaand lekker, ek kan gaan drink, ek kan my man verneer, ek kan maak wat ek wil. Want hulle sê dan nie so, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So ek kan maar maak wat ek wil, solank ek sy naam aanroep, dan is ek gered, dan is ek sjaak. Het julle al gehoor, daar's mense wat dit sê, wat sê, one saved, always saved, daar's mense wat dit sê, nie speel, hier is iets van my stuk. Hoe kan hulle hom aanroep, en wie hulle nie geglo het? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die, wat in die evangelie van vrede verkondig, en die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou luister gou mooi vir my, hè? As ek daar skrif reg verstaan, beteken dit ons almal is veronderstel om ons woord te volg. Dis ons saam. En as ons nie in hom glo nie, en ons doen hierdie dinge, dink jy 'n ou gaan vir my skakkie as ek nou vanaand lekker gekyk het op tafels gedans het en Sondag wat ons staan preek ek vir my nie. Of selfs deur die week by skool en sê jy is 'n regte hypocriet. Jy is 'n hypocriet. Praat baie oor en ek praat spesifiek oor dinge wat gesien, sondes wat gesien kan word. Skinder is een van hulle. Rook is een van hulle, drink is een van hulle. Ek weet van kinders wat ek berading gedoen het in Meijerton. En ons het 'n ouetjie gehad wat net op 'n keer gekom het in die kerk en hy wou nie drank wees. En ons het hom en hy wou sommer die jeug gewag. So hy het kom hier in die kyk en dan kan ons daar kom. En toe die een meisie het weer daar gestaan. Sy sê ek sal nooit luister vir daai kind. Want ons was by 'n trouwe gewees waar ek net gebeur. En my ma, my pa slaan my ma elke keer as hy gedruk het. So dis 'n teken vir my. Ons verstaan dit nie, maar as soos gesalfdes gekoppel word aan sonde, kan hulle nie na jou luister. Hulle kan nie na jou kyk nie, hulle kan nie hoor wat jy sê nie, want ons het propasie. En dit is, daar's ook geskryf dat ek baie keer vir, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor en deur die woord van God. Nou as jy nie kan praat oor God se woord nie, dan kan niemand jou hoor nie. So as jy, en is die ander ding, as jy goed luister en kyk, baie goed wat binne jou oorkom, dit het 'n impak op jou, gaan lê iewers, van luister wat hy sê, jy word deur om te hoor van Jesus Christus, word jy verlos, en word jy uit 'n conviction geoortuig, deur om te hoor. As jy dit nie gaan hoor nie, en jy nie gekorrigeer word nie, wanneer gaan jy geconvict word, wanneer gaan jy oortuig word, dat dit is wat verkeerd is. En die groot geskryf, 5 transformeer, waarna luister jy? Is ons regtig so naïef om te glo dat dit wat ons na luister en kyk nie 'n impak op ons lewe sal hê nie. Dit het 'n impak op ons praat met ander, ons dink aan ander en ons dink aan onsself en wat ons bereid is om te doen en wat ons kan doen. Daai minderwaardigheid is omdat jy nie jouself glo en doen en ons goed het en teruggaan. Jy moet kyk na jou siel. Jou siel is die ding wat aan jou gaan. Jou siel is die een, as jy hom seer maak en jy laat toe laat goeders in gebeur. Dis jy wat jou keuse wat jy in Genesis praat oor Adam en Eva. Julle storie daar, as jy reg kan onthou, is 'n keuse wat hulle kon maak. Hulle het vryheid gehad om te kies. Hulle verkeerd is. Vandag het ons die keuse of om te gaan vir die waarheid en regtig te doen, of om, maar as jy so dit kan los, want dit gaan jou maar eens bring. Nie alles is, hierdie is my een, seker hierdie,
hele week het ek iets anders voorberei. En gestraal, soos ek dink miskien nie op afgelope weet wat ek tegen Hebreë. En toe hierdie skrif is soos my 1 Korintiërs 6 vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat beheers nie. Ek wil dit in Engels lees. Het iemand 'n Engelse Bybel? Maar dit in Engels sê, dit is my baie woord. All things are lawful for me. Wat beteken lawful? Jy mag doen. Dis daar vir jou om te doen. But not all things are helpful. So, ons kan, hoor ek moet nie kan. Jy kan na boerepunt luister. Dis ok. Maar, is dit helpful? Gaan dit jou afstand doen? All things are lawful for me, but I will not be enslaved by anything. Dis Paulus wat dit geskryf het. You say I am allowed to do anything, but not everything is good for me. Dit is hoe dit is. Ons kan, en ja, ek het ook al gehoor mense sê, maar ek is sterk, ek kan as ek goeders kyk, en dit gaan nie my liefde vir die Here verander nie, en soos ek verstaan dat ander mense dit nie kan doen, maar ek kan dit doen. Dit gaan niks aan my, nee. Is dit helpful? Gaan dit die Here eer? Gaan dit die Here prys? Nee, dit gaan nie. Ek het gedink, dit was net iets wat vir my verskriklik uit, ek altyd gewonder oor en daai skrif vir 120 keer geluister en gelees, maar ek nooit keer het my uitgestaan soos wat ek uitstaan gestaan. Maar ons moet 'n wil hê om te groei. En hoe kan ons benefit vir die koninkryk van God? Hoe kan ons verhouding groei? Nee, want dit is ons waaroor Christendom gaan. Is om 'n verhouding met hom te bou, om te groei in daardie verhouding. Want gaan dit oor ons om ons eie siel te red? Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan net volgende uit. Wat kan ek doen om 'n impak te hê in iemand anders se lewe? Ons sê so maklik, God is ons alles. I surrender. Ek was nou weer 'n bietjie gewees, wat ek nou nog ons dink. Ons sê die woord, maar weet ons wat ons sê. Of sing the lover of my soul. Ek is iemand vir my sê, jy is my lover of my soul, nee. Ek sê, dit sal lekker wees. Maar ongelukkig, nee, the lover of my soul, kan ek dit net nie sê. Dis Jesus Christus. As jy dit sê, dan beteken dit, lover of my soul, jy sal enige iets doen, om naby God te wees, en meer van hom te weet, en meer van hom te leer. So jy gaan goeders wil afstel, jy gaan nie wil waarheids kyk nie, jy gaan niks wil hê, wat 'n impak kan maak, wat daai verhouding tussen jou en God kan verander, of dit seer maak, of kan wegvat. Jy wil ons meer, jy wil, ek nie van julle, ek het altyd die hinkering, om nog meer in sy salwing te wees, om nog meer van hom, ek wil verdrink in sy salwing, ek weet, dan kan die som met my heen, dis 'n onbeskermde, dis voel net asof jy nooit genoeg kan doen, jy wil net nog meer en nog meer afstel, en ons baie dinge wat ek so sê, ek kan nie nou, ek moet aan jy geluister, ek moet aan jy goed kyk, ek moet verstaan, en niks moet ek verstaan, jy moet net weet wat van aan die behoud. 1 Korintiërs 10 vers 1 en 12 sê, en die baie skrif, dat ons net soos dit met die Here se woord maak ons vry. Of julle dan eet, of drink, of enige iets doen alles tot verheerliking van God. En ons nou, uiteindelik is dit wat ons moet sê. Ek sê altyd, as jy dan nou wil drink, goed drink. At least dan doen jy die verheerliking. En onthou, die woord sê, nog nie dronk. So, dis iets wat jy moet aan dink, nee. As jy nou wil rook, moet jy nou maar goed rook, ek kan nou maar
vir jou onder appels en draai het gebruik. En dan net een ding, ons tempel, woord van Jesus Christus. Ons veronderstel om te groei en te werkswaar. Ons moet honest wees. Ek dink dis die moeilikste wat ons as kinders nog goed kan wees, is om eerlik te wees met onsself. Want jy kan lekker verskonings maak. Een van my groot, ek dink swakpunte, gaan ek doen, van asseblief nie teenoor nie. Ek sê baie jaloers wees. My ma is my ma. Ek sê ook nooit vir my sussie, kan jy vir mamma, ek sê, kan jy vir my ma? Dis my ma. As sy nou verloos en sy laat haar wegspreek met my ma. So baie jaloers wees, julle maar, ek was nog altyd so. Ek was so erg gewees as ons wasgoed gewas het. En ek moet van klere opvang, dat ek seker gemaak my klere raak op my ma se klere. En my sussie se klere mag ek op my ma se klere raak. Het was 'n baie lelike gesprek geweest oor simpel fisiese dinge. Ja, een van my groot probleme is jaloesie. En om eerlik te wees aan jouself, so baie keer moet ek myself vra, mag ek vir iemand jaloers? As ek baie graag te weet, maar daai ou doen dit! Is jy nie nog jaloers, omdat hulle nog iets beter as jy weet, nie? Is dit, ja, maar ek nie, omdat myself wat ek vra, en kyk, en as hulle heeltemal alles vergeet, het op myself, want dalk is dit, is moeilik om myself op, en is baie ander goeders wat jy self moet vraag, niemand nie, daar is geen voor jaloesie, sal jy lekker doen. Ek stem saam as ek sekulêre musiek, en dit was baie van dit wat vir my amazing was. Vir alles ek en ons kom baie in aanraking met sekulêre musiek, in die winkels, by konserte, kinders en goeders by die skool, julle mense, dis eislik stil, word nie net eers op baie gewees, maar tyd nie te word. En van die goed is catchy, en ek het op paar keer vir my man gesê, hy is baie vir radio luister, en kom maar 'n liedjie op, en dan staan hy so catchy, en hy sit in my kop vas, en dit is nie iets, is inappropriate, ek kan nie, jy moet nie sing nie, nie eers vir jou lippe gaan, maar dit is my beat, dit het net 'n beat, dit is hy hak vas, en dan het ek verder gepraat. Baie mense sê dat die woord is onrealisties en fantasties. Hoe kan ons die goeders afsterk in 'n tyd soos vandag? Hoe kan ons nie na die goeders luister, en dis wat vir ons uitgegee word, dit word op ons staatsniks. Musiek. Ek weet nie wie volg die Puff Daddy of wie die storie wat hy nou Puff Daddy is 'n groot producer, Amerikaanse musiek, meeste van die rap musiek wat kinders luister vandag, kom uit sy studios, uit Justin Bieber, wat hy sing, al gospel. Nou, daar is sataniste wat nou uitkom en sê dat in hierdie groot companies sit hulle om 'n tafel en as musiek inkom, dan bid hulle en hulle sit spells op daai musiek. En dan as ons daarna luister, en die begin is jy so, dis 'n terrible liedjie daai. En dan is jy, ek praat van, nie van, dis nie ons doen dit nie. Mense daar buite, dan, ewe skielik kan nou nie van die liedjie, dan die mense sê, die liedjie het gegroei op my. Nee, dis 'n spel. Dis letterlik spels wat hulle oor daai gebid, en dan ons luister dit, en dan raak ons eintlik. Taylor Swift is een van die grootste, ek weet nie of julle weet wie Taylor Swift nie. Sy is een van die grootste hekse, maar daar is. Ja, ja. Ons kan nie nog Beyoncé, ons kan nie nog Beyoncé, maar daar is verskriklik. So, en dis nie net op hulle musiek nie, mense. Hierdie Christelike musiek wat ons na luister, dis wat. Nie alles is van die Here af. Nie alles is van die Here af. Dit klink lekker, dit klink heerlik, en jy voel goed, want jy voel, jy prys die Here in daai musiek. Dit is nie. Ons spels, want weet jy wat het gaan oor sacrifice. Ons moet sacrifice, nie gaan omdat het vir ons lekker is nie.
Dan moet ons gaan om God met die eer en vir hom 'n wierook op te sien. Gaan glad nie wees, glad nie. En ongelukkig vir mense is ons in 'n tyd vandag waar reg en verkeerd is so fyn en so naby mekaar, soos bitter moeilik om te sien wat is reg, wat is verkeerd. Al wat ons het is Heilige Gees en of jy waar is of jy sê, moet jy maar luister, los het, as jy onseker is, los het. Hulle het selfs die frequencies en beats wat hulle binne musiek insit, is van my ma by so vertel van, ek dink is die Rocky Horror Show en so iets gewees, was geband op daai stadium, kon hulle nie almal die plaat kry nie. Dit was soos 'n band plaat. Oor die beats wat binne in die musiek is. Vandag se musiek het hulle daai beats gelig. Dit kan enige plek speel, baie van ons musiek, luister ouens, baie van ons musiek word op baie selfde frequensie gespeel. Dis 'n feel good dopamine wat daai ding release binne ons. Nou gaan ek nog verder gaan. In ancient Egypt, is musiek, frequencies en beats gebruik om goeders te laat beweeg, goed healing. Ek wil nie eers begin met al die ander goeders. Musiek, wie is die grootste, wie is die enige musiek? Lucifer is 'n instrument en hy is 'n meester in wat hy doen. Hy kan enigiets wat musiek daarvan maak. Enigiets, en hy kan enige genre vat, van cowboy musiek tot gospel, tot rap, tot maak saak wat. En ons besef dat ons is baie naïef, en ons word nie goed geleer nie, ons word nie goed geleer in die kerk, en ons word geleer in, want waar leer jy dit? As jy nie gaan insoek en gaan kyk in dit, hoe gaan jy leer? Die Bybel sê, is as gevolg van 'n lekker musiek. Dan, gedagte, hou in gedagte, het gaan nie oor, is dit lekker vir jou. Ons moet onthou, om te luister en te kyk wat ons luister en kyk, en waar ons gaan, en hoe ons gaan groei, nader aan God is, en geluider te doen. En louter proses, ek hou van die image, wat die Here gebruik is, hy se pote wakker ons is die klein. As hy sien daar's iets wat nie daar is nie, en hy moet afbreek. As ek dink my eie lyf, as ek seer plek aan my lyf, dis seer. En as iemand daar hoof en oop kry, dan is dit seer. Baie keer van die wonde, hulle dan oopmaak weer, om wat die kop aan die onderkant kan, dit moet so seer wees. En ek dink dit is ook goed in ons werk. Elke keer werk het skaap en spier aan ons, dan pak ons die pleis, dan gaan ons weer en ons skeel in modder, en dan kom ons oppas en kiemen, dan ons weer daar pijn vat. Dit kan ons saam. Maar weet jy wat, ek sal eerder geluid om alles in die spier doen. En so val, en so kon in reik en reik, as wat ek graag in my sal. Ek wil rechtig, ek het nie van dit, ek het begeer in my hart nie, om nog reik en nog skoner, en nog nader aan te wees. Ek wil nie hierdie ander, ek wil niks sê, en niks doen wat kan vaststaan, maar dat ek hou van hom. So kan ek vraag vir ons vandag willen. Kom ons maak 'n besluit vandag, en gaan dink vandag oor. Wat is jou pad? Wat is jou doel van Christendom? Wat wil jy eintlik bereik? Wat is jou motive? Wat maak 'n kerk? Is dit om jou eie siel net, jy weet, lekker te laat voel? Is dit omdat jou vrou vir jou gesê het om te kom? Is dit omdat jou man vir jou gesê het om te kom? Is dit omdat jy bang is vir jou kind? En dat jy graag wil hier ek mag gaan met my kind, asseblief. Hoekom is jy? Gaan dink waar is jou pad? Wat wil jy uit hierdie proses uitkom? Ek dink baie keer aan ons is 'n lieflike, eintlik is ons so 'n lieflike familie, né? As jy dink aan mense wat voor ry en wat is waar ons nou graag gesien het dat so gebouws ry, waar groep mense, die Jeep Club. Yes, ons nog seker 100 verskillende soorte Jeeps wat so gebouws ry. Die mooiste, grootste, nuutste, oudste, dit was amazing om te sien. Daai mense as hulle in daai klap inkoop, dan betaal jy 'n geldjie daar om nog wees, né? Hulle is
mense wat dieselfde as hulle, dieselfde dinge as hulle van hou, om saam met hulle te communicate, te luister na musiek en te praat met dinge wat hulle eie belangrik is. En hulle Christus doen is presies dieselfde. Hoekom is jy? Wat is jou, wat wil jy uitkry? Om te beweeg, is jy nie die om net die medaille met die blauw lint te kry? Of is jy hier om 'n goud, silwer, brons te kry? Is jy hier omdat jy regtig wil afsterf en alles wat afhaal en skoon? En toe ek vir my in die begin toe ek my hartvrede 'n lang proses gevat om regtig by 'n plek te kom waar ek besef het met my ding maar dit hou net nooit op. Dit die afsterf ek dit as ek net kan op 'n rook, dan gaan ek skoon wees. Dan is ek nou 'n goeie kind vir die Here en rook is soos die Here nie. En die drank is. Okay, as ek net kan ophou drink, dan is daar nou niks meer nie. Dan is ek nou skoon en rein. Om die Here sê, weet jy ook, nee? Hy vel praat van hy vel grappies wat jy so vertel. Hier is ek net kan ophou my mond so vel gebruik. Dan is die volgende, is nou al 10 jaar later, en ons nog steeds goed, wat ek aan die afsteer, en as die partijkie kom goed by, wat die starig gesê, want jy luister na verkeerde goeders, kom jy achter nie, jy weet recht, hoe heel eerste keer, ja. So, ek weet so, maar maak ek besluit, ek gaan dink, hoekom is jy hier, wat, rond het jy verkeerd, en sê, okay, Here, hier is ek wil regtig alles hier doen, naby aan te wees en te groei in die verhouding, sodat ek op saam met die dag gelukkig wees. Wat sê die woord? Die Heilige Gees in Jesus Christus naam, ons het U baie lief. Ek weet elke kind van God wat vandag hier is, Papa Vader, wat hierin gestap het gekom met 'n doel en 'n plan en 'n begeerte, Here. Hulle het gekom met 'n verwagting, Here, om iets, Here, om nader aan U te kan beweeg. Daar die muur wat tussen U en hulle staan, as daar enigiets is wat Papa Vader is, ek sê elke van ons het net gekom, Papa Vader, wat ons nader aan U beweeg. Here, ons het lief hê. Here, ek wil vra, Papa Vader, dit wat tussen ons in die staan. Here, begin by my. Daar waar op plek is, waar ek op dan, Here, kom wys. En Here, geef my geduld, Papa Vader, om nie te hard te wees op myself nie, en elkeen van die mense wat hulle te hard is op myself, Here. Maar Here, maar ek sal uithou en sal volhard om die goeders te laat staan en te laat afval, Here. Hoe moeilik het ook al mag wees, Here. Geef ons die geduld. Here, en help ons Papa Vader om nie moed op te gee. Wanneer ons begin met hierdie loutende proses, Papa Vader, ons nie moed op sal gee met dit wat nie besig is. En partykeer gaan het seer wees, en partykeer vat het lang, Here. Partykeer verstaan ons nie altyd, maar Here, as ek nie vir ek vraag dat ons nie sal uitloos nie. Moenie ons uitloos nie. Hou net aan, Here. Here, so vandag wil ek dit wat op goeie grond geval het, en die wat wil hoor en moet hoor, wil ek wil hoor. Here, ek kom op en ek cover elke ene vandag met die koespoor bloed. Dat die vijand niks wat vandag nie gesaai is, wat weg van ons steen, in die naam van Jesus Christus. Gaan saam met pastoor Job daar vandag, Papa Vader, Here, seën hom, en verbreed sy grondgebied, Papa Vader. Here, en stuur vir hom nog mense, wat die woord nodig het, Papa Vader. Stuur vir hom, dat hy, Papa Vader, die werk en die passie wat hy het, en ons weet hoe die pastoor Job hier, stuur hom, Papa Vader, daai mense om te doen, sodat hy hulle by kan kry, en hulle die woord omdat. Here, en gaan dit die woord van die dag, en die week, sonder ons seën ons week, en alles wat ons doen, Papa Vader, weer dat ons ons oog gehou met U. En ook, Papa Vader, ons weet, ons is wenners in Christus. Ons loof en prys die Heilige naam. Amen. Ek dink jy as jy nog afkom,